binne my oë. Daar spotlights binne my oë. Hallo Simi. Jy kan ons maar aansit, dankie. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, please know. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life to live by faith and not by sight for you. We're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. 'Cause you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Here, ons as kerk kom vandag en ons wil saam hierdie geloofsbelijdenis wat ons net gesing het, wil ons oor en oor herhaal. Dit gaan net oor U. U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die ene wat die pad vir ons aandui, wat ons by die hand neem deur die Gees en vir ons sê ek stap die pad saam met julle. U is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees. Mag jy weet hy is by ons betrokke en hy is ook deel van jou lewe. Mag sy genade by jou wees. Amen. Sorry, net voordat ons begin, lyk my met die weer het ons 'n paar gremlins hier in die stelsel. Simi, is alles oukei daar agter? Alles alright? Alright. Is nie net my draad nie. Julle is welkom om te staan en saam met ons te worship en saam met ons die Here se naam groot te maak. Ons gaan kyk asof ons die goedjies so on the fly kan uitfigure, maar sing lekker saam met ons, dan hoor ons dit nie.
the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of all the flood, and I will be still and know you are God. Find rest my soul in Christ alone.
The oceans rise and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Al val ek ver teen die grond, tel U my op, maak my gesond. En al daal ek diep in pyn en verloor, sal U my help, sal U my hoor. Hoor as ek skree, ook as ek sing, open 'n fluister twyfel bring, dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhart, so naby. Nou draai ek weg en sonder verraad, sien ek die kruis, U liefdesdaad. En al sou ek blind en donker verdwaal, dan sal U lig my daar kom haal. U sien my vrees, skadu van dood, U hoor my kreet in angst en nood. Dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, U Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, U Vaderhart, so naby. Dan sal my lief nog bly, nader my God by U, nader my God
Here, ons kies om naby aan U te bly. Want daar's genoeg goeders aan buitekant wat ons aandag kan aftrek, maar ons kies om 'n eenvoudige ding te doen, deur net ons hand uit te steek en te weet, U sal ons dra. Hou ons net vas asseblief, Here. Dankie, jy kan rustig die plekke inneem. Die stukkie musiek moes daar gewees het, die band het besluit, as hulle afstap, dan kyk almal vir hulle, so hulle voel half selfbewus, dan moet 'n stukkie musiek wees terwyl hulle afstap, wat dit nie op hulle, so as hulle weer hier verby hulle stap, maak as hulle nie sien nie. OK, goed, een of twee afkondigings, voor ons aangaan met die res van die diens. Ek wil twee groot goeters sê. Die eerste is, kom ek begin eers met haar videoetjie, Simonay sê een van my aansit, dan kyk ons gou net na hierdie tannie, en ek dink sy kom in Augustus maand kom sy hiernatoe. Dames, ons is op soek na mense wat kan help met tafels. Goed, julle is hier om kerk te hou, nie om fliek te kyk nie. Ek sien baie uit na hierdie ongelooflike is 'n een vrou vertoning. Hannes en al die ander word ge-include in haar vertellings. Sy's maar hulle is nie self hier nie, maar ons sien verskriklik uit na daai geleentheid. Dames, ons is nog op soek na 'n klompie dames wat vir ons kan help met gasvrouens. Dit is in Augustus maand. Ek het nou vinnig die datum, ek sê die 13 nog. Maak nie saak nie, Annelie sal vir julle laat weet. Laat weet net vir Annelie en sê jy sal graag 'n gasvrou wil wees vir die aand. Ons sien baie uit daarna. Ons ek sien baie uit. Goed. Nommer 2 is ons kermis. Ons moet nou ongelukkig moes ons nou rondgeskuif het met die kermisdatums of datum, want daar's verskillende skole wat verskillende goeders op ons datum wat hulle nie honor nie. So ons moet nou maar die minste gewees het en geskuif het. Die 16de Mei. Dis oor 2 maande. Can you believe it? Dis so waar oor 2 maande, presies 2 maande. 16 Mei, maar dan is dit op 'n Vrydagmiddag aand. So ons gaan sommer lekker saam kuier rondom 2 goeters. Die een is 'n potjiekos kompetisie. Manne, ek kyk nou na julle. En vrouens kan ook help daarmee. Hulle weet ook min of meer werk 'n potjie. Maar ons soek ten minste 40 mans wat potjies. Ek weet nie hoekom kom ons altyd by die 40 uit nie, maar dit is dalk met die baie reën, 40 dae se reën, soos Noag se tyd. Julle onthou 40 jaar se trek deur die woestyn, 40 potjies. Wat so, ek dink ons het gepraat van 'n nommer 3 pot, as jy reg, 'n nommer 3 pot kan so 10 tot 12 mense kos gee. So dis die eerste. Mans, ons soek van julle, asseblief, jy sponsor die potjie, en as jy regtig nie anderster kan nie, dan sal ons jou kaartjies ook verkoop. So jy gee alles, jy maak die potjie, en jy sorg dat alles wat jy gemaak het, verkoop word. Is dit 'n deal? Julle weet hoe werk dit, is maklik. So jy gee alles, amper soos koeke by die kermis altyd was. Jy gee die bestanddele, en dan bak jy die koek, en dan koop jy die koek weer terug. So dis dieselfde beginsel. Jy gee, en jy gee, en jy gee. Dis mos 'n NG kerk. So dis
dis die potjiekos, maar daar's ook 'n kompetisie daar rondom. Ons gaan kyk vir die lekkerste potjie, nie net die lekkerste kos nie, maar ook die omgewing wat jy het, hoe jy dit aanbied, jou kreatiwiteit, hoe jy die ander mense include. Dit gaan die potjie en die bykos wees, of dit nou rys of stampmielies of wat ook al is, maar dis jou job dan. Soek 40 mans, steek op julle hande asseblief. Daar's 1 2 3 4 5 6. Kyk, asseblief praat met Annelie. Dis die een deel van die geleentheid. Dit moet reg wees teen 6:00 die aand. So jy sal moet, onthou is 'n Vrydagmiddag, hier op die laaste 12:00 1:00 se kant gereed is om te kan begin vuur maak en jou kos gaan gaar maak. Wat jy wil doen is up to you. Of dit nou hoender is of oxtail of rooibok, is 'n klomp jagters. Ons kyk bietjie na julle vir die rooibokke en die blesbokke en kameelperde en donkies en alles wat julle geskiet kry. Help ons daarmee asseblief. Dis die potjiekos kompetisie. Maar dis nou lank van 12:00 die middag na 6:00 die aand toe. So ons gaan vir die tussentyd gaan ons braaibroodjies maak. Daar's ook 'n braaibroodjie kompetisie. Ek gaan nou ietsie daaroor sê, maar nie dit nou vat nie. Ons gaan net gewoonweg braaibroodjies maak. Ons is Suid-Afrikaners en dis die ding wat nou nogal gedryf word as deel van ons Suid-Afrikaanse kultuur is om braaibroodjies te maak. So ons gaan nie standaard braaibroodjies maak, hordes van dit en ons gaan hordes van dit opeet sodat jy nie jou kos hierso eet, jou potjiekos jy gekoop het nie, maar jy dit gaan vat en huis toe gaan vat en môre die Saterdag en die Sondag eet. Maar daar gaan braaibroodjies wees, galore, en dan is daarmee ook saam 'n braaibroodjie kompetisie. Jy skryf 2 braaibroodjies in. Dis dieselfde ene maar met 2 wees want daar's baie beoordelaars. Wat hierdie braai en jy kan maak daar net wat jy wil. Dis jou gourmet braaibroodjie. Jy kan melktertvulsel opsit. Jy kan you name it, jy kan daarmee maak wat jy wil. Ons gaan ook nie almal op dieselfde vlak beoordeel nie. Daar gaan seker soet en sout en tradisioneel en kreatief en so aan wees, maar jy skryf in, dit is kosteloos, dit kos jou niks nie, maar dit is sommer net lekker om 'n bietjie braaibroodjie te prakseer. Daar by Jan hulle by die woonstelle by Van Heerdenhof het hulle so ruk terug dit gedoen en uit die 20 inskrywings was daar sowaar 'n groot verskeidenheid. Elke ou, dis jou eie gourmet, maar dit word nie verkoop nie, dis net vir jou en om te brag oor hoe goed jy nou, hoe goeie Suid-Afrikaner jy is. Reg so. OK. Dis die 2 groot events daarna, ons gaan sommer lekker musiek speel, en ons gaan saam kuier. Ons is nog nie heeltemal oortuig van waarom dit hou nie, of ons dit by kerk se gronde gaan hou nie, maar of by Nick Diedericks se gronde. Daar's meer parkering en is bietjie ruimer daarso. Ons sal so bietjie later net na die skoolvakansie sal ons nou finaal besluit, want ons moet ook hulle in ag neem, hulle moet dan nog skool gaan op 'n Vrydag. Moet ons net so bietjie sinkroniseer, maar dis of hierso by ons of by Diedericks. Ons soek lekker groot velde en spasie. So, het jy die datum 16de? Jou braaibroodjie kan jy begin prakseer, asseblief. Oefen hom so lank. Nie vandag nie, môre of so. En dan kan jy inskryf. Annelie sal al die besonderhede so mettertyd met ons deel, met julle deel, dat ons presies weet wat gebeur waar. As ons net asseblief manne by julle kan hoor, Annelie gaan julle in elk geval corner, so julle moet maar begin inskryf, anders gaan sy julle gedaan maak. Goed, reg so, julle happy? Reg. Dan die laaste opmerking wat ek wil maak is oor ons preekreeks, hierdie preekreeks wat ek verskriklik baie kommentaar terug van kry, goeie kommentaar. Mense wat sê dit raak hulle regtig waar, en ek dink is verskriklik belangrik dat ons net so 'n bietjie sal stil staan by waar is ek in my lewe? Hoekom het ek gekom waar ek is? En gewoonlik is die rede daarvoor as gevolg van die besluite wat jy hierso geneem het. En die reeks handel juist daaroor om te sê, maar sien net maar ek was jonger geweest en ek kon vir myself raad gegee het om anders te op te tree. En vandag is een van daai verskillende belangrike temas wat ons vergifnis noem, en ons het al so baie daaroor gepraat. Ek het al so baie preke gepreek oor Johannes 8 of oor 1 Korintiërs 13. Daar's so baie tekste wat oor vergifnis gaan, maar dit is so 'n crucial onderwerp. Maar ek wil eintlik advertensie doen vir volgende week. Want dit is nou lang naweek ook volgende week. So ek weet ons gaan so 'n bietjie minder wees.
Hooplik nie minder as vandag nie, want dit is al klaar al klomp die reën maak het ons bang is vir smelt. Maar die volgende laaste een is my so belangrik. Die tema is ek wens ek sou vir myself kon sê om so 'n bietjie te kan, daar's 'n term wat in die Bybel staan, om te wag op die Here. As julle enigstens ietsie van my DNA in julle het, dan wil ons alles nou laat gebeur. Here, U moet nou help, U moet nou gee, U moet nou voorsien. En daar's 'n ander tydsbegrip in die Bybel wat bietjie meer gaan oor is 'n bietjie rustiger toe. Ek sal voorsien, maar relax 'n bietjie. En daai wag op die Here is 'n ongelooflike belangrike beginsel wat ek en jy in ons lewens moet inbou. Wat ons moes ingebou het, maar miskien juist nou weer 'n keer van niets af inbou ons lewe. So ek sien verskrik uit na volgende week se preek ook, waar ons 'n bietjie gaan gesels oor jou in die laaste reeks, die laaste een van die reeks, oor wat vertel ons vir onsself, wat se brief skryf jy vir jouself as jy bietjie jonger is om so 'n bietjie te wag vir die Here. Daar's net twee mense wat vandag nie kan wag vir volgende naweek en dis Franco en Angelica. Franco staan gou regop. Ek dink Angelica is by die kinderkerk betrokke. Hulle trou Vrydag. So hulle kan nie wag vir Vrydag nie. Amper sê ek Vrydag aand, Vrydag nie. Franco, ek sien baie uit saam met julle om saam met julle bruiloft te hou. En ek dink pa en ma en almal en Boetie en almal is opgewonde. Sterkte vir julle vir die laaste paar reëlings. Daar's mos nou baie stryery en striwelinge daai laaste paar dae. Onthou julle dit? Amper het ons die huwelik gekanselleer en gesê no ways, ons gaan nie verder nie. Gaan nooit mekaar kan oor die weg kom nie. Dis oukei, dis almal ons almal maak dit, Franco. So as ek 'n buiterigheid is fyn. Maar ons sien uit om saam met julle volgende naweek ja, dan is julle op honeymoon, maar ja, dan is julle getroud, meneer en mevrou Els. Dankie. Kom ons gee vir 'n lekker hande klap toe. Dan is daar geleentheid vir die offergawes. Jy is so welkom om die Here te loof en te prys met wat jy het.
Verlede week het ons 'n klompie mense voorgestel wat oorkom na die gemeente. Daar's 'n paar wat nie hier was nie of so admin foutjie gebeur het. Ek wil gou hoor Chantel en Madie, is julle vanoggend hierso? Chantel Sonnepoel, dink nie so nie. Helene en Nico, julle kan vorentoe kom asseblief. Waar is julle nou? Daar's. Hulle was baie lekker in Mpumalanga. En Susan van Niekerk, asseblief Susan. Julle kan nie bo kom staan nie, julle gaan nie onder staan nie. Mense moet julle sien. Dis nou aanvullend tot die 2021 gesinne van laasweek. Dis regtig vir ons lekker om te groei, om te weet die Here is besig om ook mense by die gemeente te voeg. En dis mos daai mooi teks in Handelinge waar hy praat oor die eerste gemeente en dat hulle elke dag by mekaar gekom het en dat hulle eensgesind was, dat hulle almal saam was, selfs hulle goed verkoop het sodat ander mense ook kan lewe. En dan staan daar daai laaste deel van die versie staan en die Here het mense wat tot geloof gekom het by die gemeente gevoeg. Hierdie is God se werk om nog mense by te voeg. En julle is deel van ons in die toekoms en dis wonderlik dat julle hier is. Ek moet vir julle 3 vrae vra. Die eerste vraag is julle saak met die Here reg? Want julle moet voorloop. Julle is tog immers kerk is oop, maar daar's 'n connection wat moet gebeur is tussen jou en die Here. Dis nommer 1. Nommer 2, sal julle die Bybel gebruik as die maatstaf wat die Here vir ons gee? Sal julle hom dit lees en daarvolgens lewe? En nommer 3, sal julle gawes en julle talente gebruik hier in die gemeente? So wat is hard op julle antwoord? Susan, kom ek begin by jou. Helene? Goed. Kom ons gee dan vir 'n lekker hande klap toe en baie welkom. En ons het laasweek gesê ons gaan van nou af die gesonde roete. Hier's vir elkeen 'n botteltjie heuning. Daar's hy. Ons is 2. Dankie. Goed, die een ding wat ek nie van hou nie, daar's baie, maar een van hulle is om reunies by te woon. Dis die verskriklikste affære van my lewe om skielik my ou pelle van waar is dit al oor die 40 jaar terug te sien. Dis nie goed nie. Jy herken hulle in die eerste plek nie en in die tweede plek weet nie wat om vir mekaar te sê nie. O, jy's getroud. O ja, en hoeveel kinders ja, dan is die gesprek klaar. Want jy kan vertel waar jy bly, wat jy gewerk het en hoeveel kinders jy het en dan moet jy die res van die aand, ek weet nie, kuier. So ek vermy dit heeltemal. Maar ek lees in die week van iemand anders wat ook nie daarvan hou nie, maar dis sy eie skuld. Hy was by sy 10de reunie gewees van die klas van en toe hy daar kom, toe is die hoofdogter met wie hy nogal 'n goeie verhouding gehad het lank terug, toe sy nie heeltemal gebou soos hy was toe hulle matriek was nie. Sy het bonkiger geword. Maar hy in sy onnooselheid vra toe vir haar, "Hi Sunny, is jy swanger?" En sy sê vir hom, "Nee." En hy dink toe homself, "Okay." En al wat hy kon uitkry is jy seker?" En dis is aan die einde van dit alles gewees. Maar goed, as ek net vir my jonger self moes skryf, moet ek hier in die 80er jare gaan skryf. En ek het laasweek so 'n paar goed praat oor die weermag en al die goeders. Maar ek moet die dames ook 'n bietjie uitlig want julle het in die 80er jare, as mense nou een ding van julle kon sê, dan was hare nogal 'n groot ding. En gewoonlik baie hare, dis nie Annelie daai nie, maar daar's 'n foto van Annelie wat amper so lyk. Baie hare, groot hare. Onthou julle dit? Party van julle het vasgesteek daarso. Nee, julle het vandag straighteners gekry, nee, alles word gestraighten. Die een ding wat baie belangrik was in daai tyd was leg warmers. Onthou julle dit? Almal van julle het leg warmers gedra. En
daar was 'n tannie wat ons almal vermaak het op die televisie. Onthou julle haar? Linda Kriel. Genade. Wat Body Beat was die program se naam geweest. Dan was 'n Joffy ou ook. Ek kan nie hom onthou nie. Weet nie maar ek het nie na hom gekyk nie. Ek het na die tannie gekyk as hy fiksheid. Ek wou ook fiks geword het eendag. Goed, maar dis die uitties, dis die boodskap en dan wil ek iets vir myself sê wat ek langer terug moes geweet het en wat ek weet maar wat ek nie gedoen het nie. En dis die issue van om te vergewe. Ek wil twee goedes reg in die begin sê, jy moet dit in daai agtergrond hoor. Die eerste ding is vergifnis beteken nie dat sonde oukei is nie. Moenie ek wil glad nie dit wat aan jou gedoen is downplay nie. Dit wat ek en jy beleef het, ons seer gekry het in ons verlede, of seer gemaak is of seer gemaak het, ek wil dit nie downplay en sê dis nie so belangrik nie, vergifnis is net hierdie magic wand wat ons waai nie en as alles verby nie. So ek gaan nou vandag glad nie sê dit wat met jou gebeur het is nie so erg nie. As jy dit hoor dan hoor jy regtig verkeerd. Maar ek wil die tweede ding daarby sê is vergifnis is nie 'n opsie nie. Dis 'n moet. Nêrens in die Bybel sê die Here as jy so voel dan kan jy nie. Hy sê jy moet jou uiterste bes doen om te vergewe. Anderster, en dit sê die mediese wetenskap vir ons vandag, gaan ons dood, letterlik. Ons is so gebou, so gewire om te moet vergewe. Anders gaan ons dit nie maak nie. So vandag se preek is nie as jy 'n bietjie beter wil lewe dan nee, dis 'n moet. Jy moet hoor dis 'n moet, dis 'n opdrag vir my en vir jou en vir ons almal. So kom ons lees 'n storie in die Bybel. Ek kan 'n derde ding ook sê, daar's ook 'n ander term in die Bybel wat ons ook vandag moet oor praat en net so na verwys en dis die sonde teen die Heilige Gees. Ons lees dit in Matteus 12 waar Jesus vir hulle sê elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die seun van die mens sê, teen Jesus, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie. Dis Matteus se woorde. Markus die volgende evangelie skryf: wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Ek moet dit net verduidelik dat jy kan nou nie vanaand slaaplose nagte hê oor wanneer is die sonde teen die Heilige Gees nou gepleeg nie. Die sonde teen die Heilige Gees is nie 'n event nie. Dis 'n lewenstyl. Dis nie om net kwaad te wees vir God nie, dit kan ons almal doen. Om te sê maar hoekom was die Heilige Gees nie hier nie? Ons mag dit doen. En ons mag daarvan vergifnis vra en dit kry. Maar sonde teen die Heilige Gees is om te sê ek wil niks met God te maak hê nie. En jou hele lewe niks met hom te maak wil hê nie. En kies om niks met hom te maak wil hê nie. Dis wat die sonde van teen die Heilige Gees is. Dus dis nie 'n event nie, maar dis 'n klomp events, dis 'n hele movie waar ons vir God down maak. Niks met hom te maak wil hê nie. So ons verhaal gaan oor Jesus wat na die Olyfberg toe gegaan het. En dit is eintlik nogal in die agtergrond is die ouens dink Jesus is bietjie weird. Hulle hou nie van hom nie. En hulle begin vra. In die binnekringe by die Fariseërs begin hulle sê hierdie ou is moeilikheidmaker. Nikodemus wat in Johannes 4 al tot bekering gekom het, as hy vir Jesus gaan vra wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy tree nogal vir Jesus so half in die bresse in Johannes 7 en probeer so half sê wag, kom ons hoor hom net uit. Kom ons hoor net wat sê hy.
Maar daar's hierdie gesprekke in die konsistorie, in die kerkkantore, in die voorportale van die kerk. Die volgende môre vroeg was Jesus weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en die mense geleer. Dit is die gewoonte gewees, die almal het gestaan en die ou wat die preek gedoen het gesit. En as julle nou onthou hoe lyk die tempel, dis net 'n klomp mans. Vrouens, julle was nie in die tempel, julle het daar bo op die galery gesit. Julle is ook bedek en toegemaak. Julle was net toehoorders. Die manne was alleen daar, soos 'n manne meeting. En as 'n beroering. Die deur word oopgepluk. En die skrifgeleerdes en die fariseërs bring 'n vrou wat op owerstel betrap is en laat haar in die middel van die kring staan. Hier staan die klomp mans en hier word 'n vrou wat op owerspel betrap is in hulle middag gegooi. En nou is daar baie verhale hieroor, maar as sy op heterdaad betrap is sy waarskynlik nou aangetrek met haar kerkkleertjies nie. Sy het waarskynlik hoogstens 'n laken gegryp en haar so half probeer toemaak. So sy lê so half kaal hier tussen die klomp mans. Sommige so side is nota. Al die mans was veronderstel om daar te wees. Waarskynlik haar eie man ook. En daar kom ek agter, my vrou het by die buurman gekuier terwyl ek in die kerk is. En die vrou word gevang en daar gegooi. En nog 'n nota, ons word nie vertel van wat met daai man gebeur, daai buurman gebeur het nie. Hy word uit die storie uitgeskryf. Hierdie vrou wat nie 'n naam het nie, sy is die een wat ge-expose word. Hoekom doen hulle dit? Nie oor die vrou nie, omdat hulle vir Jesus wil nail. Hulle hou nie van hom nie. Die gesprekke in Johannes 7 het gesê, ons hou nie van hierdie ou nie. En hier is 'n kans, hier's 'n vrou, kom ons noem haar Sunny. En Sunny word daar neergegooi. En Sunny is die scapegoat. So Jesus, meneer, Sunny is op heterdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het vir ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Die volgende vers verduidelik dit vir ons. Hulle het dit gevra om vir Jesus uit te lok, sodat hulle iets kon kry waarmee hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om te vra, het hy regop gekom en gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. So die mans kom in, elkeen met sy klip in sy hand. Hulle gaan soek nie nou eers klippe daar rond nie. Hulle kom klaar in en weet, hierdie vrou gaan ons doodgooi. Net sommer terloops, dis die regte straf gewees, né? Moses het al so gesê in Levitikus. So dit kom uit die Bybel uit. So hulle kom met goeie reg, elkeen met sy baksteen of sy klip om hierdie vrou te kan stenig. Maar hulle kom kerk toe, klippe in hulle hande. Terwyl ek besig was om preek voor te berei, het ek gedink, miskien sal vandag 'n ideale dag wees om vir elkeen van julle by die deur, as julle ingaan, 'n klip te gee. En ook 'n glasie nagmaalwyn en 'n broodjie. Sien die gemors met klippe en wyn en brood is, het nie genoeg hande nie.
Jy moet of die wyn drop of die klip drop. En ek vermoed ons sukkel meer om die klippe te drop as om die versoeningstekens, wyn en brood te drop. So nadat Jesus gesê het 'n goeie jaar, het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En niemand weet wat hy geskryf het nie. Daar's baie stories daaroor, maar Jesus het nêrens 'n hartjie geteken of 'n kruisie gemaak of nêrens staan in die Bybel wat hy geskryf het nie. Maar toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste, die oudstes eerste. Iemand het geskryf, die ou gryskoppe het eerste gegaan. Daarna die bleskoppe en daarna die ouens wat nog mooi donker haartjies het. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe Jesus reg gekom en gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor hulle voltrek nie? Het niemand gegooi nie? Voor ek die volgende vers lees, net so oomblikies. Ons aanvaar en ons weet nie, dat Jesus sondeloos was. Julle is in agreement daarmee nie. Hy het nie onsondig, hy het nie gesondig nie. So die een wat wel sou kon gooi, omdat hy geen sonde het nie, het nie eers 'n klip in sy hand gehad nie. Hy het nie eens daai roete geloop nie. Die volgende vers sê, ek doen dit ook nie, gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde nie. Dit is 'n moeilike teksvers hier, hè? Want jy sien, ons almal loop met hierdie goed in ons hande. Dit sit so lekker gerieflik in ons hande. Jy loop in dit kerk toe, en jy loop in dit huis toe, en jy loop in dit werk toe, en jy gooi dit nie altyd nie, maar dit gee vir jou 'n stukkie comfort om te sê, maar ek het 'n stukkie sekuriteit van, ek het enige tyd die reg om te weerwraak te doen, te retaliate. En hy sit so lekker gemaklik in ons hand. Ons kan al goeders doen, is amper so 'n selfoon, jy kan baie goeders doen met hom in jou hand. En ons drop hom nie. En verstaan reg, ek sê nie jou sonde is, of dit wat teen jou gedoen is reg nie. Ek sê nie die boelie wat jou geboelie het op skool, het oukei gedoen nie. Ek aanvaar 100% dat die oom wat in jou getorring het, dit nie reg was nie, dit is hopeloos verkeerd. En jy vandag nog met die gevolge daarvan sit. Ek praat glad nie goed dat jou man of jou vrou jou verneek het nie, of jou kollega jou idee gesteel het en hy nou promote is en jy nie. Maar as hierdie ding in jou hand bly sit, gereed om gebruik te word, dan mis ons die punt van wat God kom doen het, toe hy gesê het, julle is vergewe, julle is vrygespreek. En daarom dalk hierdie verhaal. En in die week, terwyl ek gaan fietsry het ek gedink aan die teks en gedink, ek het al so baie oor hierdie teks gepreek, daar moet iets anders erin wees, en toe wonder ek oor die setting, die kerk byeenkoms. 'n klomp mans en 'n exposed vrou. Dis die verhaal in Johannes 8, maar dit kon net sowel, wonder ek, gebeur het by 'n susters byeenkoms. Waar nie 'n man kom nie, maar daai sleg vrou ook nou wil in julle Bybelstudie wil inkom, of selgroep wil inkom. Of by 'n kinderpartytjie, waar dit verjaarsdag is en julle wil fees vier, en hier kom daai ou en sy vrou ook aan.
wat jou man so seer gemaak het. En so kan ons die setting verander, nê. So is nie net 'n klomp mans wat probleme het. Ons almal sê ek soek net 'n geleentheid om hierdie klip te kan gooi. En waarskynlik is dit oukei. Moses het so gesê. En Jesus sê as jy gelowig is, dan tel 'n ander stel reëls vir jou. Is dit maklik? No ways. So kom ek help ons met 3 goedes oor vergifnis. Nommer 1, glo dit. Vergifnis is regtig waar die manier om van die gemors en jou skouers ontslae te raak. Jesus skryf, Johannes skryf, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy sê, hy haal die sonde weg en hy maak sommer die gevolge, die skuldgevoelens ook weg, hy vat alles weg. Dis hoe hy ons laat opereer. Jy kan nie lekker lewe as hierdie ding die hele tyd in jou hand is nie. Maar jy moet dit glo. Jy moet hierbo in jou kop en in jou hart sê, maar dis die manier hoe ek kan lewe. En ek weet ons almal sit met 'n paar gesigte, 'n paar prentjies wat ons wil gooi. As jy na Dawid gaan luister, dan sê hy in Psalm 51, wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit, in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus, teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. En dan skryf hy in Psalm 103, want so groot is die afstand van die ooste na die weste, van die hemel en die aarde, dis hoe ver ons oortredings van ons verwyder. Want anders leef ons met skuldgevoel en shame en wil ons niemand in die oë kyk nie en wil ons almal doodmaak. En nie net met klippe nie, maar ook met swye, met stilte. Want ek sien jou nie raak nie. Ek wil jou nie raak sien nie. Vergifnis is moeilik op die kort duur, maar op die langer duur is dit wat jou die lewe gee. Nommer 2 is, vergifnis moet jy glo, maar jy moet ook dit share. Jy moet dit uitdeel vir ander mense. Weer Paulus, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Maar kom ons los Paulus. Paulus is daarom 'n gelowige, maar kom ons gaan hoor wat Jesus sê. Nie net wat Paulus sê, maar wat sê Jesus hiervan? So in Matteus 6 leer hy sy disippels bid. Julle almal ken Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam gaan. En dan sê hy vir hulle, en vergewe ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. So Here, vergewe ons sondes in dieselfde mate as wat ons ander mense vergewe. So Here, as ek nie hier kan vergewe nie, kan ek nie vir U kom vra om my te vergewe nie. En Jesus, en dis die enigste ding waaroor hy uitbrei, is nadat hy amen gesê het oor hierdie gebedsmodel gebed, sê hy, kom ek help julle weer 'n keer. 2 verse later. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Julle is in die volgorde. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So jou verhouding met God sy intensiteit en sy effektiwiteit en sy nabyheid het te maak met die mate waarin jy ander mense vergewe. Kan ek dit oorsê? As jy en God sukkel om te connect, of as jy sukkel om met God te connect, kan dit dalk wees, volgens hierdie teks, dat iewers dat daar 'n verhouding is wat nie op hierdie horisontale vlak herstel is nie. Waar jy nog met 'n enorme
grudge rondloop. So kom ek probeer 'n baie eenvoudige definisie van vergifnis te gee. Want vergifnis beteken nie ek praat dit goed wat gebeur het nie. Dit allermins. Maar ek dink vergifnis is die opsê van die reg om te vergeld. Dis om Dawid het gesondig met Batseba. Hierdie vrou het 'n affair gehad met die buurman. Hulle is nie onskuldig nie. Maar Jesus sê, daai reg is nie my en jou nie. Gooi neer. Dis vergifnis daai. Om my reg om te retaliate af te sweer. Romeine 12 sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie wraak neem, en geliefdes, maar laat aan die oordeel aan God toe. Dis sy job, is nie my job nie. My job is om neer te sit. Laaste een. Vergifnis moet aanvaar word. Ons kan nou maklik 'n klomp goeders vir mekaar sê, maar iewers moet ons sê, om te vergewe is 'n opdrag, en ek moet dit ook aanvaar. Ek moet dit gaan doen, en ook die vergifnis aanvaar. Psalm 32, weet Dawid, toe het ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dis een van die mooiste tekste in die Bybel, hierdie teks. En as jy 'n bietjie die Hebreëus gaan naspeur, gaan jy agterkom, daar's 4 woorde wat ek onderstreep en gehighlight het, gebold het, is al 4 woorde wat ons met sonde kan vergelyk, maar dis al 4 unieke karakters. Toe ek my sonde bely, as hy daai woord gebruik, dan gebruik hy die woord wat hulle in boogskut gebruik het, as jy die teiken gemis het. Ons het Woensdag in die Bybelstudie daaroor gesels. Dis die hart van sonde, is om nie te doen wat God wil. Ek is van teiken af. Ek mis die teiken. Maar hy sê, ek het ook my oortredings nie weggesteek nie. En as hy hierdie woord oortreding gebruik, wat klink so sonde, dan sê hy eintlik my perverse lewenstyl. Al my gemors wat ek net nie wil hê iemand moet hoor nie. Wat net nie in die koerant moet verskyn nie. Net nie op die bord moet flits nie. Ek het selfs daai goeders nie weggesteek nie, openbaar gemaak. Kan ek gou hierso net vir 'n oombliekie talm? Dis tog belangrik om te weet dat, en daar's hierdie mooi versie in Johannes, die waarheid maak ons vry. En die mens verstaan dit nie, tot die dag dat jy regtig waar oopgebreek word. En niks meer kan wegsteek nie. En al wat 'n joernalis, of maat, of vrou, of man, kan sien wie jy regtig waar is nie, maar daai oopmaak, is die begin van heelmaak. Terwyl die cover, die Here ken jou hart, hy weet presies wat jy doen. Kan ek dit baie plat stel? Die Here is nie stupid nie. Hy het nie oogklappe aan nie. So op met op te cover en te maak asof dit nie is nie. En daarmee sê ek nie gaan staan op die kerk se dak en gaan skree uit vir die wêreld nie. Maar gaan dan die Here toe en sê, Here, sorry. Nie vergewe al my sondes nie. Ek praat nie van daai algemene ding nie. Maar jy weet mos net waar jou en die Here se verhouding skeefloop, of jy en jou man of jou vrou of jou kollega of onderwyser, gaan maak dit reg. As hy die derde woord gebruik, en hy gebruik die woord opstandigheid, dan is dit 'n woord wat beteken, ek het vir myself, ek het myself my lyne oortree en ek was ongehoorsaam. Hier is die reëls, hier het ek gedoen wat heeltemal daarmee in stryd is. So ek het nie dit gemis nie, maar ek het my eie kop gevolg. En die laaste en die skuld wat hy daar gebruik, is 'n woord wat sê, ek het myself probeer, myself probeer verblind. Ek het self-deceit is die Engelse woord. Ek het eers gemaak as dit nie so erg is nie. So ek
Ek wil vir myself skryf daar waar ek was. Jou sonde is groot. Maar God is veel groter. Iemand het dit so gesê. Die grootte van jou sonde is nie die issue nie. Dit is die grootte van jou God. Kan ek teruggaan na ek begin het? Vergifnis maak nie dat sonde kleiner word of nie bestaan nie. Maar vergifnis sê, ek en God kan in 'n oop verhouding leef. Ek hoef nie heeltemal bang te wees dat my gaan straf of my gaan raas nie. Maar dit maak hierdie oop verhouding waar ons in mekaar se teenwoordigheid kan wees. En dieselfde met jou en jou kollegas, vrou, kinders. Om in 'n oop verhouding te wees en te sê maar die waarheid maak ons vry. Glo dit dat vergifnis vir jou is. Laat staan jou reg om te retaliate. Vandag. Los dit hier. Moet dit nie saamvat huis toe nie. Jou hande gaan leeg wees en jy gaan lomp voel aanvanklik, maar dit gaan vir jou die wêreldse verskil maak. En gaan share dit. Gaan share dit vir mense wat juis ook vergifnis moet hoor. En aanvaar dit vir jouself. Dit is gratis, dit is verniet. Dit het nie cheap gekom nie. Dit was nie goedkoop nie. Maar dit is gratis. Here, dankie dat u genade so ongelooflik groot is. Ons hoor dit op die dak. Ons beleef dit in ons lewens. U kom maak ons elke dag oor en oor nuut en vry. Ons gaan nou sing, Here. Maar aan u kom die lof en die eer toe, want u is heilig. U is almagtig. U wil nie hê ons moet by die sonde heel nie. U wil hê ons moet breek daarmee. En u kom leer ons van vergifnis. Here, vergewe ons. Ons menige sondes asseblief. En op hierdie punt kan jy nou maar jou sonde neerskryf in jou kop op die dotted line. Here, vergewe ons. Want ons wil in die heiligheid instap, intree, naby aan u kom staan. En daarvoor moet ons eers onsself leegmaak. Dankie dat u ons vergewe. Amen.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. You are Lord God Almighty. Los jou klippe asseblief hierson. Los die reg wat jy het om te vergeld. Hierso. Ek het nogal gewonder, wat het die koster gedoen na daai event in Johannes 8? Wat het hy of sy wat die tempel skoon gemaak het gedoen met daai lot klippe? Want die ou ooms het eers geloop en dan die youngsters en toe alles leeg was en Jesus vir haar sê, okay, gaan jy, ek moenie meer sondig nie, ek vergewe jou ook. Toe is die kerk verby. Toe is dit 9:30. Wat het hulle gemaak met die klippe? Ek weet nie, maar ek weet wel. Hulle het dit by kerk gelos. Dit was nie saam huis toe nie. Dit was 'n paar gram ligter. Mag die Here se liefde en sy genade saam met jou gaan. Amen.